Eendag, lang gelede, was daar 'n storm op die see. Die wind het gewaai, die golwe het geskuim in die middel van die see, oorgebreek. Alles was woes. Party van die diere dink selfs rotse was geskuif tydens daardie see. En in een van daardie massiewe groot golwe is 'n baba walvis. Omgerol weg van sy mamma af. Poef, en daai golf gaan binne in 'n rivier op, in daai rivierbond. Julle, maar dit was nag. Die walvis het nie geweet waartoe hy gaan nie, net dat die water bietjie minder souterig smaak, maar daai golf spoel op in daai rivier. Julle, op en op en op, verby groot bome, in modder water in. En die walvis kom tot stilstand in 'n groot poel. Toe die water terugtrek, toe bly die walvis hier agter. En daar's die walvis in 'n poel, reg op die rand van die wildtuin. Darm kan hy asemhaal met vars water, met lug. Hy het nie seewater nodig nie, maar daar is nie kos vir die walvis om te eet nie. Hy swem nie rond om en om, en hy kom nêrens uit nie. Dit is dalk die einde van die walvisie se lewe. Gaan hy dit kan maak? Kort voor lank kom daar 'n verskriklike kleurvolle voeltjie, groen en blou met bruin en pers, kom aangevlieg. Wat dink jy sê? Wat sy naam? Troupand. 'n Troupand kom aan en sit op 'n tak en kyk vir die massiewe vreemde krokodil wat hier in die water is. En die troupand roep: "Krokodil, wat maak jy?" Maar die krokodil antwoord nie. "Krokodil, wat maak jy?" En die krokodil antwoord glad nie, en toe hy nader vlieg, gaan sit hierdie troupand op die krokodil se rug en sê: "Krokodil, waar is jou bene?" Maar die walvisie draai op sy koekeloer met sy oog uit, en hy sien ietsie so kleurvol soos van die visse in die see. Hy sien 'n bekende ietsie, maar toe hy mooi kyk, toe sien hy, hierdie dingetjie sit in die lug en die visse doen nie, en hoekom is jy so kleurvol soos die visse? En hy sê: "Hallo, my naam is walvisie. Wie's jy?" "Ek is Troupand." "Jy's nie 'n krokodil nie." "Ek is nie 'n krokodil nie." "Wat is 'n krokodil?" "Is hulle gevaarlik? Ek hou nie van gevaarlike goeters nie." Sê daardie walvisie: "Ek wil graag huis toe gaan." Waar kom jy vandaan? Kom jy hier bo van die waterval af?" En die walvisie kyk op na die waterval en dink, hy onthou nie 'n waterval nie. Hy het nie so ver geval nie. En hy sê, "Nee, ek dink ek kom van die ander kant af." Die troupand draai sy kop en kyk af met die rivier. En af en af, en daar ver hoor hy die gesuis van die branders. Hy hoor 'n seemeeu roep, en hy besef, "Jy's 'n groot vis, daar's groot water, jy hoort eintlik daar." "Ja, ek dink ek hoor daar. Help my weer daar kom." Wat gaan die troupand maak? Hierdie troupand vlieg dadelik op en sê, "Wag net, ek gaan hulp soek." En hy vlieg weg. Julle, die troupand kom by 'n gorilla aan. Maar daai gorilla met al sy spiere weet nie wat om te doen nie. Troupand vlieg verder na 'n breinbeer toe. Breinbeer lyk bietjie honger. Dalk moet jy nie vir die breinbeer vertel van 'n massiewe groot vis wat vatgekeer is binne in 'n waterpoel nie. En hy kom by die bosuil. Die bosuil is die slim ene, met sy groot oë toe. Maar toe die troupand by hom kom, "Tok, tok, tok! Jy moet my help, daar's 'n baie massiewe groot vis onder die waterval keer vas, ek moet terugkom by die groot blou water." En die uil sê, "Wow, is bietjie vinnig vir 'n uil wat nou net wakker word. Vertel my weer." En nadat die troupand hom vertel het, besef die uil, dis 'n walvis. En toe die uil nader gaan sien hy, dis 'n baba walvis. Maar nog steeds verskriklik groot, groter as 'n krokodil. En hulle moet 'n plan maak om daai walvis by die see te kry. Maar wat kan hulle maak? Kan 'n olifant hom dra? Nee. Wat van die gorilla en die beer? Nee. Al hoe daardie walvis by die see gaan kom, is as hulle genoeg water kry om terug te vat. Maar hy het hier gekom met 'n storm, kan hulle 'n storm maak om hom weer af te spoel? Nee, maar raai wat? Die uil kry die olifant en die vlakvarke, die gorillas en die beere en sê vir hulle almal,
Julle kan almal vandag helde wees. Ek's 'n beer, ek's nie 'n held nie. Maar jy kan held wees, wil jy weet wat 'n held? 'n Held is die wenner van die dag. Almal wil helde wees. Julle tot die olifant steek sy slurp op. Hy lig tot 'n poot in die lug, want hy wil 'n massiewe held wees. En die miertjies vra of hulle kan help. Hulle wil ook helde wees. Die uil sê ons gaan almal se hulp nodig hê. Ons moet 'n dam bou hierbo by die waterval. En die waterval stop. Nee, dis nie 'n slim plan nie. Hierdie water gaan dan opdam en hoop en nog opdam en opdam en opdam tot dit so groot is dat die wal gaan breek en dit gaan nie afval. En wat gebeur as daardie massa water afval langs die walvis? Net miskien spat dit hoog genoeg en rol met 'n golf af tot reg in die see. Dink julle dit kan help? Ja. Wel, die diere het nog nooit so groot wal gebou nie, maar hulle begin bou olifant. Bring bome nader, wat gorilla uit die grond uittrek. Vlakvarke, hulle bring klippe. Die breinbeer bring modder. Die mure bring grassies. Julle en hulle begin 'n wal te pak. Hoe opper en opper en opper die wal uit modder en klip en rotse. En die walvis sê, ek is honger, honder, wat kan ek eet? Niks. Maar Troupand vlieg af en hy sit op walvis. En begin vir hom allerhande liedjies fluit. Sulke interessante liedjies en die walvis dink, okay, dit help 'n bietjie. O nee, dit help 'n bietjie. Ek dink jy is my beste maatjie nou, want jy is so kleurvol soos 'n blink visie. En die Troupand dink, ja, jy is my beste maatjie want jy is so groter as 'n krokodil. Jy is massief. Het iemand al vir jou gesê jy is massief? As jy dink ek is groot met jy my pappa sê, my pappa is huge. Hy is massief, hy is walvisief. En net daar hoor hulle hoe val 'n massiewe rots in plek. En die olifant stap tevrede terug. En daar die water bo van die waterval hou op vloei. En die dam kom op en op en op. Maar o gats, die riviertjie se onderloop leer en later lê die walvis op droë grond. Roep daai walvis. Ek begin maar warm kry. Ek voel nie meer so lekker nie. En die uil wag. Maar genigtig die dam wat hulle gebou het. Sy mure staan te hoog en te sterk. Die modder is fantasties. Maar nou moet dit breek. Wie gaan dit vir ons breek? En al wie daar is die krokodille wat sê hulle sal soos missiele, soos torpedo's. Weet julle wat torpedo's? Ja. Onderwater missiele afvuur op daardie wal af en ontbreek. En die seekoei sê hulle sal help. Julle olifante gryp daai krokodille aan hulle sterte. Swaai hulle rond en die krokodille skree. En die krokodille skree. No! Hulle maak allerhande lekker geluide. En die volgende oomblik laat los daardie olifante 3 krokodille en hulle vuur af tot op daardie wal. Julle poink poink poink. Niks. Olifant dink, genigtig. Die krokodil nie gehelp het nie. Kyk hoe stomp is hulle neusies nou. Hulle lyk nou soos rottweilers. Net met langer sterte. En die olifante rol die seekoeie wat hulle self optrek in bolle. Die aarde begin bewe, bome begin skud, blare begin val, piesangs val uit die lug uit, apies val uit bome uit. En daar die seekoeie tref daai wal. Eerste een tref, kraak. Tweede een, die water begin spuit. En die derde een bars daai seekoei deur daai wal. Trek hy af terwyl hy bolle makiesie in die lug maak. Darm, net voor hy die grond tref, val daai massa water soos een slag binne in die poel. Julle en daai walvis trek op in die lug soos die water wat spat. En die seekoei kom af, reg uit die walvis en die walvis kom op en die seekoei gaan af en my gedagte, hier kom 'n crash. Daarom mis hulle mekaar, hulle skaaf by mekaar. Die seekoei tref die water. Die walvis het opgegaan. Wat gebeur met alles wat opgaan? Dit kom af. Kom daai walvis af. Genigtig in die seekoei dink. Oepsie. Daai walvis tref daai water wat soos een massa golf afspoel.
Seekoei trek homself 'n wiel. Hy rol in hy water af, reguit op pad see toe. Gorilla skree, jy gaan uiteindelik huis toe. Maar dink jy die seekoei bly in die huis? Maar die walvis spoel af in die water. En die water hou nie op nie en daai golf vat hom. Later steek net sy snoetjie voor by die water uit. En die seekoei loer vir daai snoetjie en hy sê, oepsie. Maar daai walvis tref sy bout. Boink! Spring daai walvis in die lug. Reg uit daai golf uit en hy vlieg en tot sy vinnetjies klap hy so 'n bietjie. Plap 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 plap. En sy stertjie waai. Toedoe. En die gorilla sê, "Hy waai vir ons, tata walvisie." En die volgende oomblik land daai walvis binne in die water van die groot rivier by die ingang, by die mond van die see. Poef, en met een laaste duik is hy weg. Die seekoei klim uit. Lek sy lippe af en sy oë trek skreefies en dink, "O, daar's fout met hierdie water, ek moet terug aan huis toe." Terwyl hy terugstap, kom daar 'n walvis die laaste draai maak, koekeloer vir hom met 'n oog. En sê, "Dankie my chommy." En die walvis is terug na sy mamma en pappa toe en seekoei. Is daar 'n troupand? Seekoei is terug na die bos toe, op pad soontoe kom troupand oorgevlieg. En hoog in die lug sien hy daar's die walvisie by sy pappa en sy mamma. En hy fluit. En die walvisie blaas uit sy tuit uit. Fluit hy ook een keer. En troupand weet, ek het my maatjie ietsie geleer. En van daai dag af, julle is walvis en troupand maatjies. Hulle ontmoet mekaar gereeld by die mond van die rivier, waar hulle liedjies vir mekaar fluit. Maar het troupand al walvisie se pa ontmoet? O nee, ons sal maar eendag in die toekoms hoor of hulle doen, hè.